Goeiemôre. Jy luister na oordenking 101 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is geluk en die huwelik. Ons praat oor die derde mite oor geluk. Naamlik, ek sal gelukkig wees as ek net met die regte persoon getroud is. Pieter van Jaarsveld verklap dat getroude mense, veral diegene wat al vir jare getroud is, dikwels verveling in die huwelik ervaar. Vir Christene bring dit skuldgevoelens mee, wat ook dikwels egskeiding begin oorweeg. Het mag wees dat 'n persoon voel, weet jy, ek het so baie tyd, energie en moeite in hierdie huwelik ingestort, maar dit maak my net nie meer gelukkig nie. Ek wil julle vanmôre so 'n bietjie terugneem in die geskiedenis. Voor 1979 kon 'n huwelik slegs ontbind word op die volgende gronde: oorspel, kwaadwillige verlating, die geestesongesteldheid vir ten minste 'n tydperk van 7 jaar van een van die eggenote, en in die geval waar die eggenoot vir 5 jaar of langer tronkstraf ontvang het. Eers in 1979 is die volgende rede bygevoeg as 'n grondige rede vir egskeiding: die onherstelbare verbrokkeling van die huwelik. In oorseese lande staan dit bekend as die no-fault divorce. Dit beteken basies, daar is nie regtig groot fout in die huwelik nie. Twee mense het verveeld geraak met mekaar of die een persoon is nie meer gelukkig of vervuld nie. Daar was 'n tyd waar howe dikwels mense se egskeiding op die ys geplaas het en aan albei partye versoek het om eers te gaan vir huweliksberading om tog te kyk of hulle dit nie kan uitpleis nie. Dis steeds 'n moontlikheid volgens die 1979 bepaling. Dat daar verwys word na no-fault divorces, beteken daar is nie 'n misdaad gepleeg of oorspel het plaasgevind nie. Maar dit beteken nie daar is nie fout met die huwelik nie. Dit is geen geringe probleem nie. Deur die jare het ek baie mense se pyn en lyding aangehoor wat in 'n huwelik vasgekeer voel wat sy vreugde verloor het. Die ander persoon doen nie meer moeite nie. Daar is nie meer passie, opwinding, intimiteit of 'n fokus op mekaar nie. Dikwels tot die ander eggenoot se verbasing, hoor hulle lewensmaat is eintlik al vir 'n lange tyd, geruime tyd, etlike jare dalk ongelukkig, terwyl hy of sy self gedink het, hulle is eintlik baie gelukkig. In 'n huwelik wat sy spark verloor het, wat vervelig geraak het, kan mense groot eensaamheid ervaar. Eensaamheid maak mense ook meer kwesbaar vir buiteegtelike verhoudings. Veral as iemand op die toneel verskyn wat in hulle belangstel, komplimente gee en hulle harte weer vinniger laat klop. Dit mag wees dat iemand wat getroud is, gevoelens kan ontwikkel vir iemand anders. Baie keer sê mense, ek het nooit gedink dit kan gebeur nie, of ek het nie daarvoor gaan soek nie, dit het net gebeur. Kom ek deel met julle 'n staaltjie van 'n jong man wat vir sy pa gaan raad vra het. Ek het hulle albei geken. Die jong man was 'n laat lammetjie, wat beteken het sy pa was al in sy 70's toe hy hom gaan raad vra het. Hy het gesê, pa, ek en, kom ons noem maar Sari, gaan nou al vir 'n geruime tyd uit. Ek is seker dit is my trouvrou, maar net somtyds wonder ek of ek die regte ding doen. Want, ja, om eerlik te wees, so nou en dan sien ek 'n ander meisie raak en dan lyk sy ook vir my mooi en oulik. Tot sy verbasing het sy pa kliphard begin lag en gesê, ja, dit gaan nog baie gebeur. Hoewel hy gehoop het sy pa sou vir hom diep en ernstige raad gee, was sy pa se lag eintlik beter raad. Jou menslike natuur gaan jou nog baie op loop sit en dit gaan jou nog baie verwar. Maar leef tog met die vertroue dat as jy die regte persoon ontmoet het, soos ek en jou ma, en jy hard werk daaraan, kan jy na baie jare nog steeds gelukkig wees.
Hoewel sy pa die laaste stuk nie bygevoeg het nie, het hy alles reeds verstaan. Hy het teruggegaan na die naweek en vir Sarie gevra om te trou. Vandag is hulle al langer as 20 jaar getroud met 3 pragtige kinders. So tussen hakies, ek weet ek het ook 3 kinders, maar is regtig nie ek nie. Mense in 'n onvervullende huwelik leef dikwels met 'n verlange na daai perfekte persoon. In hulle verbeelding is daar iemand wat hulle verstaan, wat hulle waardeer, wat sag en liefdevol is, wat dalk mooier of aantrekliker is, wat eintlik alles is wat hulle lewensmaat nie is nie of nie meer is nie. Lucas Maree se liedjie Droomvrou vertel juis van die verlange na die perfekte persoon. Ek soek nou vir jare al na haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my wakker wêreld skoon deurmekaar gemaak, dan droom ek ook nog elke aand van haar. Sy is altyd met haar rug na my gedraai. Haar gesig hou sy geheim, en haar naam, die moet ek raai. Maar ek weet, ek ken die meisie wat daar staan. Ek wens, ek kon ook nader aan haar gaan. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou. En ek sing dit, ja ek sing dit net vir jou. En ek hoop as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jare lank gesoek het, net na jou. As sy tog maar net een keer om wou kyk, want ek wonder wie sy is en hoe haar oë lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees, en ek weet ek ken die warm van haar gees. Net nou die aand, toe kyk sy skielik om, en ek moet erken, ek was tot in my siel verstom, want die soektog na my droomvrou was verby. Sy was toe al die tyd, maar net jy. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou, en ek sing dit. Ja, ek sing dit net vir jou. En ek hoop as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jare lank gesoek het, net na jou. Pieter van Jaarsveld gee raad. Dit is moontlik om weer geluk terug te vind in 'n huwelik wat vervelig of vreugdeloos geword het. Ja, dalk lê harde werk voor. Later in die reeks sal ons oor strategieë praat om geluk in die huwelik weer terug te vind. En wie weet, dalk meer gelukkig, vervuld en verheug te wees as ooit voorheen in jou lewe. Kom ons bid. Ons vra die Here om ons ook hierin te help. Hemelvader, U wat ons harte en gedagtes ken, ons grootste vreugdes en ons diepste teleurstellings. Vandag bid ons vir ons huwelike, dat U ons sal help om met sagte oë na mekaar te kyk, met harte van vergifnis te leef, maar om mekaar opnuut weer raak te sien en lief te hê soos ons beloof het aan die begin. Wil U gee, Here, dat die lewendigheid, die vreugde, die opwinding, die passie, die intimiteit weer herstel sal word, dat ons gelukkige huwelike en heel gesinne sal wees. Somtyds kom ons tot by die grense van ons bestaan, tot by die eindes van ons hoop. O Heer, wil U deur U Gees ons nuut maak en ons huwelike nie alleen herstel nie, maar laat floreer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder. Net voor ek gaan, ek deel vanoggend direk na die oggendoordenkings die huweliksbelofte. Lees dit gerus weer deur.